Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag die 11de Maart 2025. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om week in, week uit, jaar in, jaar uit met U te mag praat en te mag weet dat U by ons is en dat U vir ons vashou. Here, neem ook hierdie dag en wees asseblief by ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek wil hierso by Spreuke 16 stilstaan by vers 7. Vers 7 sê die spreukedigter, as die Here tevrede is met 'n mens se lewe, laat hy self so 'n mens se vyande in vrede met hom lewe. As die Here tevrede is met 'n mens se lewe. Nou, wat beteken dit, vriende? Dit sal nogal interessant wees vir jou om so 'n bietjie te loop dink daaroor, nee, maar hoe dink jy sal die Here tevrede wees met jou lewe? As jy so vir 'n wyle dink. As jy moet dink uit die Here se hoek uit en hy kyk na jou, wat sal hom tevrede maak oor jou, dink jy? Dit is nogal 'n interessante vraag, né? Waarmee die spreukedigter ons hierso konfronteer. As die Here tevrede is met 'n mens se lewe. Nou is dit interessant as ons na vers 30 toe gaan. Vers 30 staan daar, wie ag gee op die woorde van die Here sal voorspoed geniet. Wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. So, as die Here tevrede is met 'n mens se lewe, nou, hoe is die Here tevrede? Wel, sê die spreukedigter, wie ag gee op die woorde van die Here sal voorspoed geniet. So, as ek nou dit moet vertaal, liewe vriende, dan beteken dit die Here is tevrede met mense se lewens, wat ag gee op sy woorde. En vriende, dit is so dat ons baie keer sekere goed, byvoorbeeld in die Bybel, so 'n bietjie een kant toe wil sit, so 'n bietjie hierdie kant toe wil sit. Ons wil nie regtig altyd ag gee op sy woorde. Die een ding wat ek nou maar net hierdie afgelope week weer ervaar het met my omgang met van die mense wat onmiddellik amper half geafronteer is. Die oomblik as jy sê, maar weet jy, wat nogal vir die Here belangrik is om op 'n Sondag as die kerk van die Here bymekaar te kom, en dan sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 10:25, moenie van die samekomste van die gemeente wegbly, daai tyd, so baie se gewoonte is nie. Mense hou nie van daai woorde nie. Nou, as die Here tevrede is met sy lewe, nou klink dit vir my, wie ag gee op die woorde van die Here sal voorspoed geniet. Dis een van die vereistes. Dis nie, liewe vriende, dat jy gaan nie hemel toe as jy nou nie die Here gaan loof en aanbid nie, nee. Maar omdat Christus vir jou gesterf het in hierdie lydenstyd, omdat jy vir hom liefhet, is dit vir jou belangrik om te gaan om die Here te loof en te aanbid. Daarom het die Israeliete daai tyd, die volk van die Here, na die tempel toe gegaan, na die sinagoges toe gegaan, het hulle in klein groepe bymekaar gekom. Om wat te doen? Om by mekaar 'n community vir mekaar te wees en om meer van die Here as medegelowiges saam te leer. So, dis een van die woorde wat mense nie baie van hou nie. Dis een van die sinsnedes wat mense nie baie van hou nie. Soos ek so pas by 'n huwelik ervaar het toe ek sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente wegbly nie, toe sê die bruid hardop, and there we go. And there we go. Baie interessant gewees, vriende, toe ek dit hoor en dit verneem. Want dis nie wat ek sê nie. Dit is, dink ek, wat die woord van die Here sê wat belangrik is. En daarom moet ons vir ons net op daai een ding vir mekaar vra, maar is dit dan nie belangrik nie? Moet ons dit dan maar uitskeer uit die Bybel uit en weggooi? Is dit nie belangrik nie? Is dit nie belangrik dat ons die samekomste van die Here bywoon nie? Sien, ek het die afgelope tyd al vir julle gesê, vriende, wanneer jy die Here volg, dan kom sê Jesus, as jy my volg, jy hoef my glad nie te volg nie, sê hy, nee. Maar as jy my volg, so weer eens as jy my volg, dan verloon jy jouself, neem jou kruis op en volg my. So, dis baie belangrik, as jy die Here wil, as jy hom nie wil volg, good and great, gaan jou gang, doen jou ding, gaan groot. Maar as jy die Here volg, dan gaan dit nie meer oor jou nie. Dan sê jy nie, and there we go nie. Ja, and there we go nie. Dis net nie aan nie.
Want as jy 'n verhouding met God drie-enig het, as jy Jesus volg, as jy hom nie volg nie, by all means, dan sê jy dit, dan gaan jy groot, liewe vriende, jy sê, man, ek steur my nie aan hierdie goed nie. Maar at die oomblik as jy sê, jy is 'n kind van die Here, dan kan jy nie meer daai woorde gebruik nie. Dan raak dit belangrik, want dis goed wat die Here in sy woord sê. As die Here tevrede is met 'n mens se lewe, en wat sê die Spreukedigter net in vers 20, wie ag gee op die woorde van die Here? So ek sal dit interpreteer om te sê, die Here is tevrede met mense se lewens, wat daarom 'n bietjie ordentlikheid het om sy woorde in ag te neem. As jy nie 'n ordentlikheid het is om sy woorde in ag te neem nie, dan dink ek is 'n groot fout. Dan dink ek is 'n regtig groot fout. Een daarvan, en ek gaan dit altyd vir julle sê, is om die samekomste van die gemeente, waar God dit legitimeer, daai byeenkoms, om dit by te woon, om daar te wees, liewe vriende. Dit gaan jou nie 'n beter Christen maak nie, maar dit is een van die opdragte wat hy vir ons gee. Daarom kom sê die Hebreërskrywer, moenie van die samekomste van die gemeente wegbly, so baie se gewoonte is nie. Dis maar een. Wie ag jy op die woorde van die Here? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Wat beteken dit? Wat beteken dit om jou naaste lief te hê soos jouself? Wat beteken dit as Jesus sê in daai stukkie herdefinieer en hy sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is? Wat beteken dit? Wat beteken dit in jou huwelik? Wat beteken dit in jou verhouding? Wat beteken dit by jou werk? Wat beteken dit in by jou vriendekring? As jy my liefhet, sal jy jouself verdoon, jou kruis opneem en my volg. Vriende, daai pad is smal. Ek kom al hoe meer agter hoe ouer ek raak, daai pad is smal. Baie mense wil nie doen wat die Here sê nie. Baie mense wil me doen. Hulle het 110 verskonings, hoekom hulle seker, hulle gaan baie, hoe sal ek amper half sê, selektief met die Bybel op. Hulle vat so hier 'n teksie, hulle vat so daar 'n teksie, hulle vat so daar 'n teksie. Alles die teksies wat jou pas, wat by jou en by my pas, dit vat ons. Die ander goed moet ons tog net nie vir mekaar lees nie, ons moet dit tog net nie vir mekaar sê nie, want dan neem ons aanstoot daaraan. Dan moet ons nie die Here volg nie. Dan moet jy sê, wie, ek stel nie belang in die Here nie, ek volg maar myself. Dan is dit alright. Dis doodreg so. Maar die oomblik as ek en jy die Here volg, die oomblik as ek en jy sê ons het 'n keuse gemaak, daarna het jy nie meer 'n keuse nie. Dan raak hierdie goed belangrik. Dan raak dit om op 'n Sondag die Here se byeenkomste by te kom belangrik. Klein groepe raak belangrik. Om jou woord te lees, om 'n verhouding te bou met Here, om te hoor wat hy sê is belangrik. Om te bid tot die Here raak belangrik, is ontsaglik belangrik. Liewe vriende, dit maak jou nie kom aan die koninkryk van die Here nie. Maar omdat jy vir Jesus lief is, omdat hy vir jou gesterf het aan jou kruis, uit dankbaarheid doen jy hierdie goed. Hoekom? Jy kan nie anders nie. As dit nie vir jou belangrik is nie, moet jy vir jou begin self vra, maar volg jy Jesus? En ek dink dit is partykeer 'n paar radikale vrae wat ons vir mekaar moet vra. As die Here tevrede is met 'n mens se lewe, wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet. Wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. My 5 sent volgend. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.